Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel vanoggend met u 'n gedagte wat ons vind in Matteus hoofstuk 18 en dis die verskriklike belangrike gedagte van vergifnis. Nou, dit is iets wat vir ons in ons geestelike lewe baie belangrik is. Ons lees in Matteus hoofstuk 18, dis nou daar die laaste verse, daar omtrent van vers 21-22 af, van hierdie koning wat 'n dienskneg gehad het. Hierdie dienskneg het hom verskriklik baie geld geskuld, onbetaalbare bedrag geld. En die koning kom toe op 'n dag en hy vra vir hom, hy soek sy geld. Die dienskneg vra hom toe of hy hom nie sal vergewe nie, want hy kan nie betaal nie. En die koning skeld hom alles vry, hy stap weg. En daardie dienskneg, hy kry daar buite iemand wat hom net 'n paar, nie vreeslik baie geld skuld nie. En hy gryp hom aan die keel en hy sê, jy sal alles betaal. En agterna gaan hulle toe, en ons lees daar van vers 32 af. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld wat ek jou kwytgeskeld het, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie. Sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. Nou, ons weet dat hierdie hele gedeelte spreek van ons teenoor God. Ons was teenoor God 'n hoeveelheid skuldig wat ons onmoontlik, geen mens sou dit kon betaal nie. Nie al die mense in die wêreld saam sou kon betaal wat een mens voor God skuldig gestaan het nie. En God kom en hy spreek ons vry, onvoorwaardelik. Die dag as ons Jesus aanneem, dan vergewe hy ons in Jesus alles, die verlede, die hede en die toekoms. Hy spreek ons vry en ons stap skotvry daaruit. Nou sê God, as daar dan iemand teen ons oortree, staan ons onder die verpligting om presies dieselfde te doen. Want jy sien, dieselfde gees wat in Jesus is ook in ons. En dit is wat uitgeroep het op Golgotha. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy dink op Golgotha aan die kruis vir Jesus om daai woorde te sê, vergewe hulle. En nou moet ons presies dieselfde doen. Nou daar is mense teenoor wie daar verskriklik oortree is. Mense wat ontsettende onreg gelei het in die lewe. En hulle sê, maar dit is fisies onmoontlik. Nou, dit is dalk fisies onmoontlik vir ons om so iets te vergewe. En daarom moet ons dan baie sterk steun op die Heilige Gees om dit te doen. So, nou moet ons vir God sê, Here, hierdie saak is vir my baie moeilik. En onthou, Jesus is ons hoëpriester. Hy sit aan die regterkant van die Vader. Hy was die een wat op aarde die meeste onreg gelei het. En nou sê ons vir hom, ons kies met die menslike wil, al kry ons dit nie reg nie, kies ons na die beste van ons vermoë om te vergewe. Maar ons vra dat hy deur die Heilige Gees ons in staat sal stel om te vergewe en hy werk daai vergifnis in ons hart. Want jy sien, onvergewensgesindheid sluit jou toe. En ons lees in hierdie gedeelte van Matteus 18, hy's oorgegee aan die pynigers. So wat gebeur is, as ek as kind van God met onvergewensgesindheid in my hart sit, dan kom die pynigers. Jy sien, die duiwel is 'n legalist. Hy kom en hy kry dan 'n oop deur in my lewe en hy kan verwoesting saai. As daar onvergewensgesindheid in my hart vassit, kan die duiwel verwoesting saai. Baie keer is dit as gevolg van 'n wond wat daar in my lewe is, of hierdie saak het dan 'n wond in my lewe veroorsaak, wat dit vir my net nog moeiliker maak, en ek net nog sterker en swaarder moet steun op die werk van die Heilige Gees, om daai vergifniswerk in my lewe te doen. Onvergewensgesindheid in my hart sit my in 'n tronk. Dit sluit my toe. Dit sluit my geestelike lewe toe. Dit maak dat ek geestelik nie kan aangaan met God nie. Dit maak dat ek nie vorentoe kan gaan in my geestelike lewe nie. Daarenteen, vergifnis maak my vry. Dit maak my los. Maar
Dit maak nie net vir my los nie, dit maak ook die ander persoon los, wie ek vergewe, om vry te kom en op die ou end die hele saak uit te klaar en op te los. Al word dit nie opgelos nie, is dit steeds my verpligting om te vergewe. Dis die een ding waaroor ek nie 'n opsie het nie. Ek moet vergewe. Nou, sien ons in die Bybel dat Stefanus, hy is die een wat met klippe doodgegooi is. En dan roep Stefanus uit, presies dieselfde woorde as wat Jesus uitgeroep het, want jy sien, presies dieselfde gees was in Stefanus, wat ook in Jesus was, en hy sê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. So wanneer die Heilige Gees werk, onthou, die Heilige Gees is die gees van vergifnis. Hy vergewe ons, hy wil ons vergewe, hy wil baie graag vergewe, maar hy wil ook die vergifnis binne in ons werk. Nou lees ons daar in Matteus 6, die Onse Vader. Die Onse Vader sê, Vader, vergewe my, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So elke een van ons kom in 'n situasie, in 'n moeilike situasie, waar ons nie anders kan nie, waar ons nie 'n keuse het nie, waar ons onder die verpligting is om te vergewe. En wanneer ek by daai keuse kom, dan bepaal dit, watter kant toe my lewe gaan, watter kant toe my geestelike lewe gaan dit vorentoe of gaan dit stagneer? Onvergewensgesindheid maak nie dat ek nie hemel toe gaan, of dat ek hel toe gaan, of dat ek verlore gaan nie, maar dit gee die duiwel 'n reg in my lewe, soos ons gesê het, om verwoesting te saai, om te vernietig, en om my lewe, my geestelike lewe, en my fisiese lewe, baie groot skade aan te rig. So dis die een ding wat ons moet ons instel, dit moet 'n leefwyse by ons word. As ek in die pad ry en iemand draai voor my in, of iemand doen iets, dit moet outomaties kom. Vergifnis moet iets wees wat outomaties uit my lewe uitvloei. Dit moet een van daardie dinge wees wat net gebeur in my lewe. En dit gebeur later, as jy jou daarop instel, en jy herhaal dit, en jy doen dit, dan gebeur dit, dan kom jy vry, en alles rondom jou verander. So, dit moet ons leefstyl, 'n leefstyl van vergifnis, en die Here help ons daarin, en my geestelike lewe kry groot spronge van daardie oomblik af. So ek bid dat die Here ons in staat stel, dat hy deur sy gees sal werk, dit wat die karakter van die Heilige Gees is, en dit is om te vergewe, en dat u die Here se seën in hierdie saak baie groot in u lewe sal ervaar. Miskien iets wat baie lank terug, in u kinderjare, daar net toe u kan van onthou, iemand u skade aangedoen, en dis 'n ding wat vassit. Kyk wanneer u vergewe, wat gebeur. Vertrou die Here om u te help, om vry te spreek, daarvan los te kom, en die Here gaan u seën, en die seën van die Here gaan ryklik op u lewe rus, in hierdie baie krities belangrike saak. Die Here help u, en hy gee u vandag baie groot genade, en hy dra deur, en sy seën rus baie ryklik